Kom ons bid saam. Vader, U is amazing. Daar is geen ander God buiten U nie. Geen ander naam voor wie elke knie sal buig en elke tong bely dat U ons koning en verlosser en zaligmaker is nie. U die een wat ons kom red het, die naam bo elke naam, Jesus Christus, die naam wat aan ons gegee is, en ons eer U daarvoor vanmôre. Dankie vir U naam. Dankie dat ons in U naam by mekaar kom vanmôre. Die woord sê waar 2 of 3 in my naam by mekaar kom, daar is ek in julle midde. Ons eer U daarvoor vanmôre. Ons is reeds bewus van die teenwoordigheid en het is vir ons 'n voorreg om so saam te wees. Die Ekklesia, die onderlinge bijeenkoms vanmôre, om een rede, en dit is om U groot te maak en U te loof en U te aanbid. Word verheerlik deur die woord, deur ons saamkuier, deur ons hier wees. U is ons koning. Ons eer U in Jesus naam. Sera sê, amen. Wat 'n voorreg om saam te wees hier vanmôre. Besonderse woord van verwelkoming aan pastoor Wynand en sy vrou Sonja, minnaar alipad daarvan Hoedspruit af. Lekker om julle hier te hê vandag. Kry 'n bietjie koud hier by ons in die Vrystaat. Lekker om julle hier te hê, Wynand. As ek geweet het jy is hier, het ek vir jou gesê om vanmôre 'n bietjie met ons te share. Dit sou awesome gewees het. Jan, as dit weer gebeur, is dit jou laaste waarskuwing. So take note. Take note. Julle besluit. Ek het niks gesê nie. Die woord sê jy moet submit aan jou leiers wat oor jou aangestel is. Loof die Here. Waar trek ons in Johannes? Kom aan. 14. In Johannes 4, en waar trek ons vandag vers? Begin ons by 1, het ons 3 klaar gemaak. Ons het 1 Johannes 3 klaar gemaak tot by 24. 1 Johannes 4 begin ons vandag. Ek gaan nie vandag skree en opgewonde raak nie. Ek moet my stem spaar vir die naweek. So ons kuier vanmôre saam in 1 Johannes hoofstuk 4. Besonderse blessing wat ons so ver gehad het uit 1 Johannes uit. Ons het gesê hierdie hoofstuk 3 en 4 word in 3 dele ingedeel. 3 gedeeltes. Die eerste een praat van suiwer liefde, vers 1 tot 9. Ons gaan vandag daarna kyk. Dan praat ons oor praktiese liefde, vers 10 tot 24. Ons gaan 'n bietjie prakties raak oor hoe lyk hierdie liefde dan in 'n gelowige se lewe. Selfde wat ons vind in Romeine 8 vanaf vers, daar sê dit julle sin. Romeine 12 vanaf vers 5 tot 21, selfde gedeelte as praktiese liefde hier in 1 Johannes 14 tot 24. En dan gaan ons praat oor hoofstuk 4, die volmaakte liefde. So in hoofstuk 3 vers 1 het hy gesê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Nou, nadat Johannes geskryf het oor die suiwer liefde in hoofstuk 3, vers 1 tot 9, en praktiese liefde in vers 10 tot 24, en nou gaan ons in hoofstuk 4 praat vanmôre oor die volmaakte liefde. Lees ek vir jou hoofstuk 4 vers 1, geliefdes, glo nie elke gees nie. Hoor jy? Jy kan nie elkeen wat 'n woord bring net glo nie. Want die woord sê ons moet versigtig wees. Wat is die groot ding waarvoor ek en jy moet bid in die laaste dae? Gees van onderskeiding. Om te kan onderskei tussen reg en verkeerd. Nie net eers reg en verkeerd nie, maar ook 'n suiwer woord en 'n vals woord. Die woord sê, Jesus sê self, baie sal in die laaste dae sê, Here, Here, hier is hy, daar is hy is in die woestyn, hy is hier is die datum. Oppas ouens, oppas. Glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld
uitgegaan. Wanneer skryf Johannes hierdie? Hoe lang terug? 100 jaar terug. Hoe lang terug? Hy was so 100. Ja. So hoe lang terug is hierdie omtrent? 1950 jaar terug. En toe reeds sê hy, ouens, daar is vals profete. Daar is vals geeste. As 'n onderrigting of 'n voorstel of 'n uitdaging uit die gees van God is, sal dit beide die godheid en die menslikheid van Christus altyd bevestig. Sal altyd in lyn wees met wie God is en sy godheid in ons lewe. Dankie, Tehila. Appreciate. Die vraag in die vroeë kerk het nooit die goddelikheid van Christus bevraagteken nie. Was nooit bevraagteken nie. Die debat was oor sy menslikheid. Onthou, Johannes begin hierdie boek en hy skryf aanvanklik vir die Gnosticiste. Wat die Gnosticisme, is die godsdienst daarvan, wat hulle gesê het, God was gees, maar hy was nie vlees nie. Jy kan met jou gees God dien, maar jou vlees kan maar dinge hier op die aarde doen, dis okay, jy kan nie in jou vlees sondig nie, jy moet net nie in jou gees sondig nie. Dis soos die ouens wat sê, jy moet dans, jy mag dit nie geniet nie. Ken jy dit? Jy moet net nie lekker wees nie. Dan is dit okay, ons het kerkgroepe vandag, wat nog steeds so glo, een van hulle is net hier om die hoek. Jy moet net nie met jou gees sondig nie. En dis presies die vraag, dis wat Johannes hier kom regstel en sê, dit werk nie so nie. So, kerkraadvergadering sou in die 2de eeu belê word en heftig geargumenteer het oor hierdie kwessie wat Gnostiese denke het die kerk binnengedring. 2000 jaar later is dit egter die godheid van Christus wat voortdurend in twyfel getrek word. Johannes sê, die gees van God getuig beide oor die mensheid en goddelikheid van Christus. So, dit is die toets waarmee ons hom erken. Vers 4, 1 Johannes 4 vers 4 sê, julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Wie kan sê amen? Ouens, jy moet hier aan vashou. Die romp van 'n duikboot het 2 myl kan afsak in die Stille Oseaan, is van dik staalplate gebou, wat die geweldige druk wat op hom plaasvind kan weerstaan. Maar foto's wat uit hierdie spesiale duikbote geneem word van visse wat onder die water swem, merk dat hulle visse se skubbe niks anders lyk as die gewone visse wat oral swem nie. Die antwoord is eenvoudig. Die druk aan die binnekant van daardie vis is gelyk aan die druk van die water rondom hulle. Dis nie die dikte van die skubbe nie. Dis hoeveel druk in hulle is, Air pressure, cabin pressure, as ons vlieg, wie van julle hou van vlieg? As daai cabin nie gepressurized is nie, wat gebeur as hy daar bo kom? Jy het moeilikheid, hy gaan plat gedruk word. Om sê, jy het gevlieg. Hoe hoog het jy gevlieg? 12.000 voet. So jy het nog nie gepressurized. Op tot op hoeveel voet moet jy begin om 'n cabin te pressurize, voordat dit 'n effek het? Van 12 af. Alright. So dit is die skoonheid van die Christendom. Sommige mense rig massiewe mure op om hulle self te isoleer van die aanvalle van die vyand. Net om uit te vind dat hulle gevul word met frustrasie en isolasie. Die sleutel is nie om meer massiewe mure op te rig om jy te beskerm teen die vyand nie, maar om te besef die een groter as alles wat drukking om jou laat gebeur en wat dreig en wat aanval woon binne in jou. Right, Tehila, waar is jy? Sit vir my om so bietjie harder asseblief. So binne in ons is die krag. Die geheim is nie om jou te isoleer van hierdie ouens en om te probeer om dit te vermy.
Ekskuus, as iemand my bel, vat net 'n boodskap asseblief. Ek sal net nou terugbel. Die geheim is nie om jou te probeer isoleer nie. Dis juist waar Christus ons wil gebruik. Maar groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Moenie bang wees vir konflik nie. Moenie bang wees vir daai ouens wat anders dink as jy nie. Moenie hulle vermy nie. Dis juist die liefde van Christus in ons wat hulle gaan oortuig, wat ons met hulle gaan share en wat hulle gaan tot die besef bring van die grootheid van God. Hoe anders? Wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan? Waarheen wil die Here ons stuur? Om 'n verskil te maak in almal om hom se lewe. Maar jy kan nie op jou eie eiland sit met hoë mure en toe hekke en dink jy gaan vir die Here verskil maak nie. Jy moet tussen die mense kom. Jy moet tussen die mense wees. Jy moet tussen die mense beweeg. Daar kan God jou gebruik. Moenie bang wees vir ouens wat anders dink as jy nie. Vers 5 sê, hulle is uit die wêreld en daarom praat hulle uit die wêreld en die wêreld luister na hulle. Ons is uit God. Hy wat God ken, luister na ons. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons. Wie van julle dit al beleef as jy met iemand praat oor die Here? Jy praat 2 woorde met 'n ou wat ook 'n kind van God is, net dan getuig jou gees en sy gees. En man, ons hou sommer net kerk, maak nie saak waar nie. Maar hy ou wat nie 'n kind van die Here is nie, hy is soos afgestomp. Hy het so vraagteken tussen sy oë. Waarvan praat jy? Ons beleef dit elke dag. Geïnspireerd deur die Gees verklaar Johannes, diegene wat werklik God ken, ken ook die woord. En diegene wat God nie ken nie, luister nie na die woord nie. Nou kom ons gou terug by ons sondaande reeks waarmee ons besig is. Waaroor praat ons sondaande? Gebed. En ons het vir die eerste 3 weke vasgestaan by Psalm 1, wat gesê het, gebed is om te mediteer op die woord van God. Is om hierdie woord eerste te laat praat, God eerste met my te laat gesels, en dan praat ek terug met hom oor sy woord. As die woord die middelpunt word van my gebedslewe, en van my verhouding met God, dan word dit ook die middelpunt van my getuienis, van dit wat ek te sê het vir ander ouens. Ek praat met hulle oor die woord. Nou hier is ons probleem, ons is nie in die woord nie. Ons ken nie die woord nie. Jy kan niks doen as jy nie die woord ken nie. Jesus is 'n voorbeeld vir ons, sy versoeking in die woestyn, 40 dae, 3 keer kom die vyand om hom te versoek, en wat sê Jesus elke keer? Wat is die metodiek, die manier wat hy gebruik om weerstand te bied tot die aanval van die vyand? Wat sê hy? Daar staan geskrywe. Baie ouens sê vir my, ek kan nie die woord onthou nie, ek kan nie onthou waar staan dit nie, dis okay. Maak nie saak waar dit staan nie, solank jy weet wat daar staan. Die woord moet in jou hart leef. Jy kan later lees waar dit staan, dis great, maar jy moet weet dit staan daar. Maar moet ook nou nie iets quote wat nie in die Bybel is nie. Soos die tannie wat daar in Bloemfontein vir my sê, "Jesus pastoor, ek het dit iewers gelees, dit was of in die huisgenoot of in die Bybel." Moenie, dit werk, jy moet weet, dit staan in die woord. Dit sal terrible wees as Sion, daai ouens wat die huisgenoot quote. Nee, quote die woord. Quote die woord. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van dwaling. In hierdie eenvoudige gedeelte vertel Johannes ons dat alles wat ons nodig het om te weet, om die kultus te kan identifiseer, uit die woord kom. Dit wil sê, as 'n persoon mense nader trek na God toe, as hy buite die godheid en menslikheid van Jesus Christus omhels, en as hy mense aanmoedig om die skrif te lees, is hy uit die gees. Aan die ander kant, as hy of die godheid of die menslikheid van Christus verminder, of hy laat mense ver van God af voel, of as hy ligtelik omgaan met die woord, is dit die gees van dwaling. En dis hoe ons weet, die erns waarmee iemand uit die woord uit met jou praat. As die woord nie die basis is nie,
En kom ons wees eerlik, hoeveel keer luister ons, ek woon graag begrafnisse by van ander ouens, en dan stap ek baie keer daar uit en dink, Jesus, as hierdie ou nou net vanmôre 'n teks iewerster aangehaal het, as hy net iets uit die Bybel uitgesê het, dis 'n mooi idee, dis 'n pragtige prentjie, dis 'n mooi storie, hy het hom mooi bymekaar gevoeg, maar there was no substance, die woord. Ouens, ons bou op die woord. Die woord. So ons wil nie na die woord luister nie. En dis die tye waarin ons leef, ouens. Ouens vorm vir hulle self 'n ideologie en sê dis hoe ek glo. Dit sal oukei wees. En dan sê ons, maar wat sê die woord? Want dit doen afbreek aan die woord. Kan God homself weerspreek? Verander God sy woord? Want ek leer dit vir julle by elke woordskool, if it's new, it's not true. If it's true, it's not new. It's been written for 2000 years. Jy gaan nie skielik nuwe goed inspring en dan sê ons, ja, dit is so, maar dit kan ook nou so werk, want die Heilige Gees het dit vir my gesê, nie? Hier is sy woord. Hier is sy woord. So, dis baie belangrik wat ons sê, Ali, daar's in hierdie tyd waarin ons leef, wil mense hulle self regverdig. Persoonlik, en ek dink nie daar is groter sondes as ander nie, ek dink pastoor Wynand, alle sondes is dieselfde, né? Sonde is sonde. Dis nie groot sonde en klein sonde nie. Maar hier is vir my een van die gevaarlikste sonde in 'n kind van die Here se lewe. Hier is die gevaarlikste een. Selfregverdiging. Selfregverdiging, want dit maak dat ek nie daarmee deel nie. Dit maak dat ek nie eerlik is nie. Dit maak dat ek nie God se woord soek daaroor nie, want ek regverdig myself. Ek wou nie skei nie, is my vrou, sy is useless. Ek wou nie skei nie, sy het gesê, ons moet skei. Regtig, is dit 'n verskoning? Dan werk jy hard van jou kant af. Maar dit, selfregverdiging. Hoor wat sê vers 7 en 8, geliefdes, laat ons mekaar lief hê. Want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Want God is liefde. En wanneer Johannes hier die koppelaar intrek en bietjie begin na 'n ander rad sit, hy verander so bietjie die spoed van hierdie teks, vertel hy ons dat selfs al moet ons die geeste toets, ons nie sinies daaroor moet word nie. Hoewel ons in staat moet wees om kettery en spiritualiteit te kan identifiseer, moet ons steeds diegene lief hê wat uit God gebore is, want God is liefde. Hier is die bottom line. Ek wil gou iets vra. Is daar iets wat 'n vriendin of 'n vriend of 'n kollega of 'n familielid kan doen wat vir jou 'n thumbs up is dat jy hom nie meer hoef lief te hê nie? Kom, help my gou met 'n teks. Wat sê julle? Soos jouself. Want hierin sal die wêreld weet dat julle my disippels is, aan julle liefde. Is daar iets wat enige iemand kan doen of sê wat vir my alright is, ek hoef jou nie meer lief te hê nie, ek skryf jou af, ek is klaar met jou? Hoekom doen Christene dit so maklik? As daar niks is, geen rede, selfs verwerping, selfs al draai hulle teen my, selfs al sê hulle valse goed agter my rug, selfs al lieg hulle vir my, selfs al sê hulle ek wil jou nooit weer ken nie, is dit nie vir my 'n thumbs up om nie terug lief te hê nie. Maar sal ek, hoekom? Want God is liefde, en as hy in my is, dan sal ek altyd aanhou lief hê. So waar is ons probleem? Waar is die pyn in my eie lewe? Die eie ek, jy het dit nou reg gewys. Die eie ek, daai ou in die spieël. Ek laat nie met my so maak nie. Ek gaan nie
Hoe sê ons? Ons gebruik baie keer hierdie skrif, hier's 'n lekker skrif. Ek gaan nie my parels voor die varke gooi nie. Dit klink heilig, hè? Jan, wat sê jy? Dit klink mos nou, dis 'n skrif en 'n half daai. Wat sê Jesus? Draai die ander wang. Hoeveel keer moet ons vergewe in jou lewe? So mooi as ons daai teks reg lees, jy quote hom reg. Dis asof Jesus wegstap van Petrus af en die ritme van wat hy sê bly so in die lug hang, as hy eintlik sê 70 maal 70 maal 70 maal 70 maal 70. Jy sien, hierdie is nie 'n som met 'n antwoord nie. Hierdie is nie, wat sê 1 Korintiërs 13, Paulus sê die liefde hou nie boek van nie. So hoe weet jy hoeveel keer het jy al vergewe? Dis nie hoe mens vergewe nie. Anders kon jy by die antwoord kom en sê, ek het al 490 keer vandag vergewe, sorry, dit was nou genoeg. Die liefde werk nie so nie. En dis die liefde wat die wêreld na smag, en dis die liefde wat die wêreld om jou gaan verander. Wat is ons besig om te beleef en te ervaar wat God besig is om te doen? Ek wil sê, daar's herlewing oral om ons. Daar's herlewing oral om jou. Daar waar jy gaan, moet daar herlewing wees. Herlewing in verhoudings, herlewing in gesprekke, herlewings in klein groepe, herlewings by 'n braai of by 'n kuier. Daar waar jy gaan, bring jy 'n verskil, want jy het Christus in jou. Daar moet herlewing wees. Jy kan nie terugkom en sê, vanaand was vir my so sleg geweest nie. Dan was jy 'n slegte disipel. Maar as jy ingestel is, lief is vir mense, lief is vir God se woord, vol van die woord is, gaan as jy ry aan ons vir sê, hoorie, wanneer kan ons weer kuier? Ons wil verder gesels oor waaroor jy vanaand gepraat het. Ons wil om jou wees, ons beleef Christus se liefde. En dis 'n liefde wat aantrek. Dis die liefde wat Saggeus beleef het. Dis die liefde wat Nikodemus beleef het. Dis die liefde wat die vrou by die put beleef het. Dis nie 'n liefde wat afstoot en sê ek is verkeerd, ek is op pad hel toe, ek moet eers verander nie. Dis die liefde wat die vrou beleef het wat in oorspel getrap is. Jesus sê, ek veroordeel jou nie. Maar gaan dan heen en Sondag nie meer nie, word verander. Ons moet vol wees van Christus. En dis waaroor hierdie gedeelte gaan. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Dis amazing. Ons moet deur hom kan lewe. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Weet jy wat kom ek agter? Help my. Ek kom agter mense het 'n interne behoefte om te sê wat in hulle lewe verkeerd is. Ek weet nie hoekom nie. As mense daar by my kom of ek praat 1 of 2 minute met hulle, dan borrel dit net uit, dan sê hulle, o, Hemel vergewe my, maar ek vloek vreeslik, of jy weet, ek sukkel nog hiermee in my lewe. Het jy net al agtergekom as ouens met jou praat? Daar's iets in hulle, wat is dit? Wat kla hulle aan? Die Heilige Gees. Nou, hoe tree jy op? Hoe tree ek dan op as iemand vulnerable is, want is eintlik wat hy is, nou, hy is nou, hy weet nie wat moet hy sê, hy is ontbloot, skielik is hy is bewus van sy sonde, ek lê dit nie uit nie, ons profeteer nie sonde nie, ons wys God se liefde. So wat sê ek dan as hierdie ou met my sê, dan sê ek, weet jy wat, nou, God het daarvoor sy seun gestuur. Hy het daarvoor gesterf aan die kruis. Al wat jy moet doen is jy sê, vergewe my. Roep na God toe uit.
Hoor wat sê Kolossense 2 vers 6, laat my aan hierdie teks dink, die skrif verklaar dat niemand na God soek nie, Romeine 3:11, onthou julle daai teks? Ons die Romeine gewerk het, Romeine 3:11 sê, niemand soek na God nie, hy soek ons. Hy trek ons in sy koninkryk in deur die voorsiening wat hy vir ons op Golgotha bewerk het, hy doen alles, ek weet nie wat met my gebeur het nie. Hoekom is dit sodat ons gered word, aanvaar ons die genade so maklik, maar dan, na ons wandel met die Here, vir 'n seisoen of 2, begin ons om te dink, nou moet ek dinge begin doen, anders gaan God nie meer vir my like nie. So my vertrekpunt is korrek. Ek het God nie gesoek nie, hy het my kom haal, hy het my gevind, ek was verlore, hy het aan my deur kom klop, Efesiërs 2 sê dit so mooi, sê niemand word gered nie, hoe word ons gered? Nie deur ons werke nie, maar deur die geloof, né? En hy sê en daardie geloof was 'n geskenk van God, hoekom? Sodat niemand daarin kan roem nie. Ek kan nie sê, ek het nog geglo nie. Dit was 'n geskenk van God, hy gee dit vir jou. Maar dan kom ek agterna so ruk, dan word dit werke. Ek moet weer 'n bietjie dit doen, ek moet kerk toe gaan, ek moet anders. Ouens, hoor wat verklaar Paulus vir ons in Kolossense 2 vers 6. Soos wat jy Christus ontvang het, wandel so in hom. Stoffel, hoe het jy Christus ontvang? Deur werke of deur genade? So hoe moet jy in hom wandel? In genade, met liefde. Hierin is die liefde, sê Johannes, nie omdat ons God gelief gehad het nie, nee. Nie omdat ons stilte tyd gehou het nie, nie omdat ons betrokke was by 'n sending uitreik nie, nee, maar dat God ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Man. Ek dink een van die redes hoekom ons uit tune raak met die mense om ons, is omdat ons eie verlede vergeet. As jy vergeet waar jy was, raak jy uit tune uit met mense om jou, en jy oordeel, en jy veroordeel selfs, jy condemn. Maar as ek onthou waar ek was, sonder om die skuldgevoel te onthou, want dis die deel wat die duiwel wil hê ek moet onthou, né? Die skuldgevoel, hoe ek gevoel het, hoe ver ek van God verwyder was, ek was sleg en ek was op pad hel toe, daai deel is onder die bloed van Jesus, maar ek onthou waar ek was. En as ek met iemand anders deel, nou het ek empatie. Ek veroordeel nie. Ek sê nie, jy terrible mense, kyk, wat 'n terrible mense het die Here nou vir ons gegee vir bure. Hulle drink deur die nag. Ek onthou waar ek was 40 jaar terug en ek sê, Here God, hulle het U so nodig. Ek was ook daar, maar ek bid vir dat dit julle sal red. Wat is daai Griekse woordjie? Jan, vir empatie, Matteus 14 vers 14 in die 33 vertaling sê, en Jesus het die menigte innig jammer gekry. Daai woordjie innig jammer is die woordjie. Eintlik moet ek vir pastoor Wynand op die spot sit. Dis die Griekse woordjie splagniets est ai. Sy ingewande het in hom gedraai van empatie. Dalk sê ek dit nou verkeerd, dan gaan hulle my nou reg help hier. Hulle is die dokters in tale. Ek praat net in tale. Maar daai, jou ingewande draai in jou binneste van empatie vir mense. Hoekom? Want ek het nie vergeet waar ek was nie. Ek onthou hoe dood ek was ook daar. Maar hy het my gered. Hulle Jesus nodig. Daai liefde is die liefde wat die wêreld om jou in beweging bring. Daai liefde is die liefde wat bekering bring. Daai liefde is die liefde wat herlewing bring in jou binnekring. Ware liefde wat sê, ek veroordeel nie, maar ek het jou lief, ek bid vir jou. Dis daai liefde wat maak dat jy in die nag 2:00, 3:00 as jy wakker word, op jou knieë gaan met trane in jou oë en begin bid vir ander mense, asof dit jy is. Iemand kom klop in die week in my kantoor, kom sit in die stoel en sê, hoe vergewe ek?
is ons het al elkeen daai vraag gevra in ons lewe, het ons nie? Elkeen van ons. En daai persoon het die reg om kwaad te bly. Sy is te nagekom. Sy is ingedoen. En ek kan haar in haar oë kyk en sê, as kind van God, begin jy nou vir daardie persoon bid, asof dit jy is. Ons wil graag uit die psalms uitbid, vir die weerligstrale, en die kraanse, en die klippe, en dit is lekker om so te bid soms. Maar ons kan nie meer so bid nie, ons is na die kruis. Daar's vir sonde betaal, daar's vergifnis. Ek was dood en hy het my kom vind. So hier is die bewys van liefde. Hoe bid ek vir die wat my te nakom? Weet jy wat? Ek bid met trane in my oë vir hulle, want ek bid asof dit ek is. Ek sê, Here, hulle is dood, maar hulle het U nodig. Here, hulle is verlore, maar hulle het U nodig. Ek bid dat U liefde hulle sal vat en sal trek. Ek wil bid dat U nie sal ophou praat met hulle nie. Ek bid dat hulle U stem sal bly hoor. Dat hulle nie haar hart sal verhard nie. Ek bid vir sagtheid, Here. Ek bid vir en dan begin jy vir jouself bid. En weet jy wat? As jy kan kry is 'n uur of 2 verby wat jy vir iemand anders bid. En eintlik wil jy kwaad wees vir hom. En dan kom daar herlewing in verhoudings. Want jy kan nie so bid vir iemand en as jy by hom kom wil jy hom in die vuis slaan nie. Jy kan nie. Dis onmoontlik. Dis daai ou wat by jou kom, hy wil jou vermy want hy jou te nagekom, maar jy het so liefde in jou hart sê kom hier, hoe gaan dit met jou? Is jy alright? Wat 'n liefde is dit? Dis God se liefde. Dis hoe lief God ons het. Dis hoe lief hy ons het. 4 vers 14. So vers 13 sê hieraan weet ons, jy kan vooruit gaan, maak net die deurtjie oop dan, jy is welkom. En hy, vers 13 het gesê, hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van, hier is 'n mooi manier om dit te sê, dat hy ons van sy gees gegee het, 4 vers 13. Help my gou met 'n ander Bybelvertaling. Wat sê 4 vers 13 in jou Bybel? Hieraan weet ons dat hy ons aan sy gees wat hy ons gegee het, die Nuwe Lewenvertaling sê hieraan weet ons, dat ons in 'n hegte verhouding met hom leef, en dat hy ook in 'n hegte verhouding met ons leef, aan sy gees wat hy aan ons gegee het. Beautiful, wie het 'n step oop? Wie se step Bybel is oop? Kom, waar is julle Bybels? Maak jy 'n step oop, Alida? Sê gou vir my daai laaste vers, daai laaste gedeelte van 13. He has given us of his spirit. Hy kan ons nie sy hele gees gee nie. Sy gees is oral. Ons het van sy gees. Nee. Sy gees is oral. Ek dink aan wat Petrus gesê het op Pinksterdag. Kan jy onthou wat Petrus gesê het op Pinksterdag toe hy preek? Toe hy Joël aanhaal? Toe hy Joël se profesie quoteer, pragtig. Joël profeteer en hy sê in die laaste dae sal ek my gees uitstort op alle vlees. Eerste verhouding wat ons met die Heilige Gees kan hê. Johannes 14:8-9, Jesus sê as die Heilige Gees kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Wat se sonde? Lees net die volgende vers, sonde, omdat julle in my nie glo nie. Wat oortuig die Heilige Gees die wêreld van? Sonde. Wat is sonde? Glo in God, jy het God nodig. Dis great. Nou sê Joël, in die laaste dae sal God sy gees uitstort op alle vlees. So God gaan die wêreld oortuig, hulle het God nodig. Party mense gaan hulle harte verhard, almal gaan nie gered word nie. Maar daar gaan 'n wonderlike ding gebeur met die wat hulle harte oopmaak. Hulle gaan profeteer en hulle gaan drome droom en hulle gaan gesigte sien en hierdie goed gaan gebeur. Nou kom Petrus op Pinksterdag, uitstorting van die Heilige Gees en hy quote hierdie vers, maar hy quote hom as prins verkeerd. Het jy dit al gesien?
Die Engelse vertaling sê dit so, this is that spoken by the prophet Joel, that in the last days I will pour out some of my spirit on your sons and your daughters. Het jy dit al gelees? Kyk kom 'n bietjie daar. Hy sê hierdie is nie die volle profesie van Joel nie, maar dis die begin daarvan. Dit begin. Nou kom Johannes 'n paar jaar later en hy skryf hierdie gedeelte en hy sê ook dat God van sy gees vir ons gee. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons is, dat hy ons van sy gees gegee het. Ons is die barometer. Hier is die barometer of jy God se kind is en of hy in jou woon. As hy in jou woon en hy is die God van liefde en hy is die God wat vergewe en hy is die God van ontferming en hy is die God van empatie, dan beleef ek hierdie selfde emosies teenoor ander mense. Dis nie uit myself uit nie. Ek wou hande in lê, maar nou lê ek hande op. Ek wou terugpraat, maar nou seën ek. Ek wou vloek, maar nou bid ek. Ek wou wegjaag, maar nou trek ek nader. Dis die liefde, dis die bewys van die gees van God wat in ons is. Toe ek in die wêreld was, het ek anders opgetree. Wie van julle is nog dieselfde as wat julle was toe julle in die wêreld was? Steek gou julle hande op, ek gaan vir julle bid. Wie sê saam met my, ek het verander? Ek is glad nie meer dieselfde nie. Hoe sê jy? It's a work in progress, Karel. Absoluut. Ek is nie meer dieselfde nie. Ek is nie meer so opvleend en aanvallend en sort hou uit met my tong nie. Ek het 'n skerp tong gehad, ouens. Ek het op sy plek gesit en saais gemaak. Maak nie saak of dit voor mense was of alleen was of wat nie. Hulle skaam weggeloop van my af. En toe oortuig God se gees my, kom man, dis nie die manier hoe ons werk met mekaar nie. Waar is die liefde? En nou leer ek om stil te bly. En ek leer om anders op te tree. Wie is dit wat dit in my bewerk? Is dit moontlik uit myself uit? Nee, ek wil nie, ek wil hy op sy plek sit. Ek wil hom mooi sê, ek gaan dit sê en ek gaan dit sê. Hoe sê die storie? Ek wil iets sê en ek gaan dit sê. Ek hoop nie dis jou motto nie. Nee, ons is anders. Hy wat deur die gees van God gelei word. Hulle is kinders van God. Mag die Here jou en my help om anders te lewe. Dis juist die bewys dat Christus in ons lewe is. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is. God bly in hom. En hy in God. Laaste 2 versies, dan maak ons klaar. Ons moet erken dat Jesus in die vlees gekom het as verlosser van die wêreld. En ons moet bely dat hy die Seun van God is. Dis die 2 komponente wat ons vry sal hou van dwaling. Vers 16 en 17 sê, en ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. 1, God is liefde. 2, en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Johannes 14. Johannes 14, wat kom hier? Johannes 15, ekskuus. Johannes 15, daar die aand op die Olyfberg op pad na die tuin van Getsemane, deur die Kidronvallei. Wat leer Jesus sy disippels in Johannes 15? Ek is die ware wynstok en julle is die lote wie in my bly en ek in hom dra veel vrug. Dis presies wat Johannes hier sê. Johannes onthou dit. Hy sê en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword. Dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. God is liefde en daarom as ons syne is, as ons in hom bly, sal ons soos hy ook ander lief hê. En ons kan net vanmôre sê, Here,
Help ons daarmee. Help ons daarmee. Amen. Loof die Here. Wynand, kan ek jou vra om vir ons te kom bid? Het is so lekker om jou en jou vrou hier by ons te hê. As jy weer kom en my nie laat weet nie, is daar groot moeilikheid. Asseblief, hierdie is my boetie daar van Hoedspruit. Wynand, kom bid vir ons vanmôre en spreek sommer die seën uit. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Abba Vader, dankie dat ons nou oomblikke in U teenwoordigheid kon spandeer. Want ons is voor U in die naam van ons Here en ons Verlosser, Jesus Christus. Dankie Here dat U woord het ons gespreek het en ons die Heilige Gees beleef het. Here, want ek het daar gesit en ek is opgeroep om anders te lewe. En ek weet, dis die Gees wat dit doen en ek bid dit vir elkeen van ons hier, dat ons sal verander en groei en vrug dra deur die Heilige Gees. Here, dankie dat ek hierdie gemeente voor U kan opdra, dat ek vir Rinus kan bid, Here, en al die leiers met hom, vir U wysheid en U leiding en U wil, en ek bid vir eenheid in hierdie gemeente. Here, ek bid Psalm 133 oor hierdie gemeente, waar staan hoe goed en hoe mooi is dit, waar broers in eenheid saam woon, daar gebied die Here sy seën, dis soos die olie, wat afloop van die hoof van Aaron, tot op sy kleed. Bid dat U salwing sal vloei en werk in hierdie gemeente, en ek dank U, Here, dat dit die plek waar hierdie gemeente nou staan, is die begin van wat U besig is om te doen. Here, ek weet dit gaan 'n bietjie ongemak bring, want U gaan gebou word nog, U gaan gebreek word, maar dis alles tot U eer, dat ons weet U koms is nou naby. Here Jesus, ons bring hierdie plek aan U voor U en dra dit aan U op in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan op, dan gaan ek seën oor almal uitspreek. Reg uit die woord uit. Ek spreek oor julle die woorde van 2 Korintiërs 13 vers 13, en daar staan: mag die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees. Amen.